U met ons sal wees. Ek vra ook die Heilige Gees en dat U engele ook hierdie gebou sal omsingel, dat die bose kan uitbeweeg. Vra in Jesus se naam. Amen. Voor ek begin vanmôre, wie van julle hou van geskiedenis? En ek sê wie hou van geskiedenis? Ek hou van geskiedenis, veral kerkgeskiedenis en Tweede Vryheidsgeskiedenis. Ek kan alles vertel wat aangaan, soos waar die man vandaan, Dillery, waar hy vandaan kom, en kommandant Gideon Skeepers, wat daar, almal meeste van hulle kom van graaf vir mense wêreld. Nou vanmôre se titel van vanmôre se preek is, dit is Maart 1840. Maart 1840. En dan gaan ek vir julle hierso 'n stukkie lees van uit Daniël 8 vers 14. Daniël 8 vers 14. En hy sê vir my, 2300 aandes en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Engels sê dit, 2300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Nou hierdie is die langste tyd profesie in die Bybel. En dit begin by 458 en hy eindig in 1844. Nou gaan ek julle terugvat in die geskiedenis vanmôre en vertel hoe ons hier gekom het gaan vir. En ek het ook foto's van verskillende mense. Nou, hierdie profesie is in 1818 deur William Miller. Dit is 'n mooi lied en is geskryf deur Frank Belden. Frank Belden is in 1858 gebore. Hy was die seun van Ellen White se oudste suster, Sarah. Ons gaan nou geleentheid gee vir die offergawe. Dan wil julle net vertel waar kom die liedjie vandaan wat julle nou gesing het. So kom ons gee hom 'n oomblik, laat hy net gou verduidelik waar kom die liedjie uit. Baie groot passie vir die liedere en hy ken nie net die geskiedenis nie, hy ken die geskiedenis van elke lied wat ook geskryf is. So kom ons gee hom geleentheid net om te verduidelik waar kom die lied vandaan. En as hy klaar verduidelik het, gaan ons vir die dames geleentheid gee vir die offergawe en die tiendes en ook die klein handjie offergawe. Hy is in 1858 gebore. Hy was die seun van Ellen White se oudste suster, Sarah. En hy kon 'n lied bidde. Wat hy gedoen het, hy het in die kerk ingestap, die titel van die preek gehoor en hy het uitgestap. Binne 'n uur het hy die wysie en die woorde geskryf en hulle het ingekom en 'n lied as 'n slotlied gesing. Nou Frank Belden het baie liedere geskryf en ek het 2 vanmôre gekies. Die rede wat ons nou net gesing het, nou as jy na daai woorde kyk, kan jy al weet waaroor die predikant gepreek het. Nou wil ek julle vertel van William Miller. Nou William Miller, het julle 'n foto van Frank Belden al gesien? Ek wonder of julle nog daai Frank Belden. Dat is Frank Belden, nee, dis te gekomen. Frank Belden is hy wat hierdie liedere geskryf het. En hy 700 liedere geskryf in sy leeftyd. Nou wil ek teruggaan na William Miller toe. 2300 aandes en môres, dan sê die heiligdom in sy regte staat herstel word. 2300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Nou wil ek vir julle sê, in 1818 het William Miller hierdie profesie ontdek. En hy kom tot die gevolgtrekking dat hierdie profesie in 1843 sal eindig. En hy begin preek. En tot sy verbasing stroom die mense na sy dienste. 100,000 mense sluit aan by die Millerite beweging op soek na die wederkoms van Jesus. Miller die Baptist ontdek die 2300 aandes en môres. Nou wil ek vir julle bietjie lees hoe William Miller gelyk het. Yet this rather blank-looking farmer with a colorless style, according to the main Wesleyan journal, almost breathless silence
ran throughout the men's throng to 2 to 3 hours at a time as Miller presented these messages. Now Timothy Cole, foto van Timothy Cole. Hy is Lowell, Massachusetts. Hy het behoort aan die Christian Connection Kerk. En hy het gehoor van William Miller se beroemdheid as 'n evangelis. En hy besluit hy gaan William Miller nooi na sy kerk toe. Wel, die trein, hulle het gereël op 'n sekere datum en die trein het ingekom en die mense het afgeklop. Nou staan Timothy Cole en hy kyk vir hierdie beroemde evangelis. Hy dink hy gaan 'n mooi aangetrekte man sien wat sy beroemdheid by sy beroemdheid pas. Nou kom die trein in en die mense klim af en die trein ry weer. Nou kyk Timothy Cole, die mense verlaat die stasie en al wat op die stasie staan is 'n ou man in 'n ou pak klere. Dan dink Timothy Cole, hy's nou eintlik spyt dat hy die man, wat kan hierdie plaasboer van die Bybel af weet? Hy kan mos niks van die Bybel af weet nie. Nou is Timothy Cole spyt dat hy hierdie man genooi het na sy kerk toe. Nou vat hy hom maar, hy het hom gekom, hy het hom genooi, nou vat hy Timothy Cole, vat hom na sy kerk toe. Nou wys Timothy Cole op die agterdeur. En hy wys hom waar die preekstoel is en Timothy Cole gaan sit tussen die gemeente. Na so 10 minute in sy preek staan Timothy Cole op en hy gaan sit agter William Miller. William Miller het 'n groot impressie gemaak op die mense. Nou, die titel van Humorus se preek is, dit is Maart 1840. 'n Reisende prediker ry die dorpie in Portland, Maine. Hy is op soek na 'n kerk wat hy in kan preek. In die tyd het predikante van verskillende denominasies by mekaar se kerke gepreek. Byvoorbeeld, 'n Baptist kom by 'n Methodiste kerk preek. 'n Methodiste kerk, Methodiste predikant kom by 'n Presbyteriaanse kerk preek. Almal het by mekaar se kerk gepreek. Nou, ek het vir julle vertel van die voorbeeld van Timothy Cole. Nou ry dit is 1840 en William Miller ry hierdie dorpie in. En hy kry 'n kerk om in te preek. En toe hy so kyk in die kerk waar hy staan, kyk hy op en hy sien hier al die sitplekke in die kerk is vol. Tot tussen die banke staan die mense skouer aan skouer. Ander hang by die vensters in. Ander staan op die voorportaal, skouer aan skouer. Ander staan agter hom op die verhoog. Dit lyk of die hele Portland Maine gekom het om te luister wat William Miller te sê. Nou begin William Miller sy preek. Hy sê 2300 aandes en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. En hy begin 'n preek en hy maak hy sê dat hierdie profesie in 1843 sal eindig. En nie gehoor daai dag, en dan maak hy hierdie stelling, dat Jesus gaan kom in 1843. En nie gehoor daai dag, was 'n jong meisiekind, so 12 of 13 jaar oud. En sy skrik. Sy sê, Jesus kom in 3 jaar se tyd. Ek sal mos nooit gereed wees nie. Wat gaan ek doen? Daai dag, na die diens gaan hulle huis toe, ry in perrekar. En al wat jy kan hoor, sy en haar broer, Robert Harmon, ry huis toe. En nou kyk sy sê, Robert, Jesus kom in 3 jaar se tyd. Wat gaan ek doen? Ek sal mos nooit gereed wees. Vir rukkie bly Robert stil en dan sê hy vir Ellen, moenie bekommerd wees nie, Jesus sal voorsien. Wel, dit het haar baie gekla. En sy het besluit, die volgende dag, hoor dat 'n
ander predikant op by hulle kerk sou kom preek. Nou span hulle die perdekar in, jy sien dis plaaskinders, en hulle gaan weer Portland toe. En hierdie predikant wat daar preek die presies dieselfde boodskap. En hy sê ook, dat hierdie profesie in 1843 sou eindig. En nou is sy bekommerd. Want hierdie predikant preek presies dieselfde preek. Nou gaan sy huis toe, en daardie aand gaan kniel sy by haar bed, met trane in haar oë, sy pleit met Jesus, en sê vir hom, Jesus, help my dat ek gereed wees vir u koms. U kom in 3 jaar se tyd. Hoe gaan ek wees? Help my asseblief. Wel, een so aand, toe sy so kniel, die res van die Haman familie gaan slaap, en sy kniel by haar bed, met trane in haar oë, en dan kyk sy. En sy, een aand kry sy 'n droom. En in die droom sien sy voeltjies wat in die bome vlieg. Sy sien mense wat hulle besigheid doen, almal lyk so gelukkig. En dan sien perdekarre, en dan sien sy, dink sy, ek wens sy kan so gelukkig soos hierdie mense wees. En dit kan jy in early writings lees, die drome van Ellen Haman. En nou sien sy, kyk sy en sy sien 'n tempel wat op die bult staan. En sien mense gaan in die tempel, dan kom hulle weer uit. En dan dink sy, kom hulle uit met glimlagte op hulle gesig. Almal lyk so gelukkig. Ek wens ek kan so gelukkig soos daai mense wees. Nou, kyk gaan sy sit en kyk eers. Jy sien, is 'n skaam meisie. Sy is teruggetrokke. En sy sien, ek moet by daai tempel inkom. Dan gaan ek ook gelukkig wees. Nou forceer sy haar. Sy sluip eintlik by die deur in. Toe sy binne in die tempel kom, sien sy 'n massiewe pilaar. En op in die pilaar hou die dak vas van die tempel. En op die balkon sien sy mense met groot glimlagte daar sit. En almal lyk so gelukkig. Dan dink sy, ek moet by daai mense uitkom, maar gaan ek ook gelukkig wees. Nou, kyk sy die pilaar van bo tot onder. En onder is daar ketting, wat 'n lammetjie vasgehou. Vernielde lammetjie, hy is geslaan, dan dink sy, dis Jesus. Poep, daar is die droom weg. En sy vind haarself in die kamer, daai ou kamer. En sy dink, ek wens ek kan ook gelukkig wees. Nou, daai selfde aand kry sy weer 'n droom. En in hierdie droom sien sy 'n kamer, en agter haar is 'n deur wat toe is, en daar's 'n stel trappe wat opgaan. Nou dink sy, ek wens ek kon Jesus sien. Dan sal ek na hom toe gaan en kniel by hom. En hy vergifnis vra. Nou staan sy, terwyl sy nog maak die deur agter haar oop. En sy kyk. En 'n man kom in. Die man sê vir haar, wil jy Jesus sien? Ja, asseblief meneer, ek wil hom sien. As ek hom sien, sal ek na sy voete toe gaan. Toe sê sy, Ellen, bring jou goed. Kom, maar ons gaan hierdie steltrappe opklim. Dit is 'n tingerige steltrappe. En jy moet oppas dat jy nie afval nie. Baie mense het van hierdie trappe afgeval. En die bose wêreld daaronder. Nou maak hy die deur op, sê hy vir Ellen, wil jy regtig vir Jesus sien? Maak hy die deur oop. Sy gaan in, sy kniel by Jesus se voete. En hy sit en hy vertel haar bekommernisse. En hy sit daar op, sit sy hand op haar kop. Sê Ellen, moenie bekommerd wees nie, ek is met jou. Poep, is die droom weer weg. Nou in hierdie tyd, in 1843, is die mense besig, dis naby die einde van 1843, die executive kamp vergadering,
is daar 'n man met die naam van Joseph Bates. Joseph Bates. Hy is 'n afgetrede seekaptein en hy het traktate geskryf oor die Sabbat. En hy het na die poskantoor toe gaan, hy het al sy geld gespandeer om traktate te skryf en na verskillende plekke te stuur. Eendag sê hy vir sy vrou Prudence, ek gaan poskantoor toe, ek gaan hierdie traktaat pos. En hy sê vir, terwyl jy in die dorp is, koop ons 'n bietjie meel. My meel is amper op. En hy pos na die posmeester toe, hy pos die traktaat, en hy gaan na die winkeleienaar toe. Nou sit hy sy paar sente en shillings op die tafel, hy het nie meer geld oor nie. Nou sy bekommerd. Hy sê, hoeveel meel kan ek vir hierdie geld kry? Net 'n bak meel, so 'n koppie meel. En hy gaan huis toe, hy wys vir Prudence, hier is die meel. Prudence sê, dis nie eens genoeg vir 'n rooi broodjie vir my. Wat van jou? En nou vertel kaptein Bates vir Prudence, ons het nie meer geld oor. Al ons geld is gespandeer. Nou huil Prudence, sê hy, wat gaan ons doen? Al wat kaptein Bates vir haar sê, is die Here sal voorsien. Wel, hy kry so indruk, hy moet na die poskantoor toe gaan. Hy kom daar by die posmeester, hy sê vir hom, is daar 'n brief vir my? Hy sê, ja, daar het een nou net gekom. En hy sê vir hom, kyk, ek het nie posgeld nie, maar ek is seker daar is geld in hy brief. En hy sê vir die posmeester, maak die brief oop, en as daar geld in is, dan vat jy wat vir die posgeld, en gee jy vir my die res. Wel, die posmeester maak die brief oop, binne in die brief is daar $100. $100. Hoe het hy indruk gevoel? Wie het hom gesê dat daar geld in die brief sal wees? Nou gaan hy pos daar die winkeleienaar toe. Hy sê, koop alles wat hulle nodig het. En hy sê vir die winkeleienaar, Here moet hierdie pospakkies gaan aflewer daar by my huis. Jy gaan 'n vrou kry daar met die naam van Prudence. En sy gaan sê, dit is nie my goed nie. En maar jy los dit daar. En hy stap weg. En nou kom kaptein Bates by die huis aan. En sy Prudence sê vir hom, kaptein Joseph, iemand het 'n pospakkies vir ons hier gelos, met baie kos in. Wat gaan ons doen? Toe sê kaptein Bates vir hom, wat gebeur het? Nou begin Prudence weer huil. Nou kaptein Bates was die een wat die Sabbat ontdek het en hy traktate gesê, dis die begin van die Sabbatboodskap. Nou in 1843 by die Executive kampvergadering. Dus hy besig om te preek, is asof hy nie 'n indruk op die mense maak nie. Nou staan, terwyl hy in die middel van die preek, staan daar mevrou John Couch op. En sy sê vir hom, kaptein, te laat. Ons het hierdie profesie al oor en oor gehoor. Ons ken die profesie. Hier is 'n man op die toneel vermoor, op die kampvergadering, wat meer inligting vir ons het. En sy naam is Samuel Snow. Nou Samuel Snow kom en hy gebruik die feestydde. En hy sê God is he's exact timekeeper. En met al die feeste. En dat hierdie profesie, en hy het na die Karat-Jode gegaan wat die feeste gehou het. En hulle het vir hom gesê, in daai jaar sou dit eindig op 22 Oktober 1844. 22 Oktober 18, 10de van die 7de maand het hulle vir hom gesê. Het eindig op 22 Oktober 1844. Nou is die mense weer opgewonde. Jesus kom
22 Oktober 1844, ons moet gereed wees. Nou gaan hulle uit. Nou begin die drukperse rol. Tekens van die tye, Midnight Cry. Hulle noem hierdie van Samuel Snow the 7-month movement. Dis asof die Heilige Gees uitgestort word. Almal is opgewonde. Jesus gaan kom. Nou gaan die jare verby. Nou gaan die maande verby. Nou kom 'n ander man op die toneel, Charles Fitch, naby die einde. Kom 'n klomp mense, julle moet onthou, dis die noordelike halfrond, winter begin, die damme is gevries, die mere is gevries, die riviere is ys. Nou kap hulle ys in die grond. En daar's Charles Fitch. Hy behoort aan die Christian Connection Kerk. En hy het 'n paar klomp mense kom daar verby en sê kom, broer Charles, wil jy ons nie doop nie? Jesus kom in 'n paar dae se tyd en ons is nie gereed nie, wil jy ons nie doop nie? En Charles doop, kap 'n gat in die ys en hy doop die mense daar. Hy doop 40 mense in daai ysige water. Ek dink aan as op die Weskus, Bloubergse strand. As ek in daai water inloop, hy is so koud dat my knie en my enkels begin pyn. Dan moet jy weet, hy gaan in en hy doop 40 mense. Dis nie net so maar 5 minute in en uit nie. Hy staan daar, hy kan daarna nie sy tone voel. Hulle is blou. Nou kom hy uit. En dan kom weer 'n klomp mense verby. En hulle sê kom, ons is nog nie gedoop, wil ons nie doop nie. En hulle doop. Dis die begin van die doop, kan ek sê. En hy doop hulle ook. Nou, so 8 dae voor hierdie tyd, 22 Oktober 1844, dan kry hy dubbel longontsteek en hy word siek, dubbele longontsteek. Nou hy die kinders sê, die papa is dood, wat gaan ons doen? En wat doen maas? Hulle troos hulle, en ek ma gaan na hom toe en sê, ons gaan Jesus, as Jesus kom, gaan ons weer vir papa sien. Nou moet julle weet, hierdie mense het hulle winkels ook gelos, hulle alles weggegee, hulle het oeste op die land gelos, hulle het niks meer. Nou kom 'n ander, nou is dit 22 Oktober 1844, Jesus het nog nie gekom nie. Nou kyk hulle, die hele vroegoggend, want Jesus gaan uit die ooste uitkom. Nou kyk hulle vir Jesus se koms. En toe dit 12 uur die middernag, toe die klok slaan, toe weet hulle dat Jesus nie gaan kom. Dan was het gehuil en geweenery. En hulle verstaan nie wat verkeerd gegaan het. En nou kom Hiram Edson op die toneel. En hulle gaan bid, daai aand gaan bid hulle. En Hiram sê vir sy vriend Kosseer, O.R.L. Kosseer, dis Hiram Edson, hy is 'n gewone plaasboer. En daar is O.R.L. Kosseer, hy is 'n onderwyser. Nou sê Hiram vir sy vriend Kosseer, kom ons gaan die plaas oorkom, ons gaan sommer kort pad deur die Mielieland. En dan gaan ons daai mense 'n bietjie moed inpraat. En dan gaan bid eers voor hulle gegaan het. En hulle is seker dat Jesus gaan vir hulle wys wat verkeerd gegaan het. Nou gaan Kosseer, hy en Hiram, hulle loop sommer so kort pad deur die Mielieland. Toe in die middel van die Mielieland kom, stop Hiram, dis asof iemand op sy skouer vat. En toe sien hy Jesus van die heilige na die allerheiligste toe beweeg. En toe verstaan hy wat verkeerd gegaan het. Hulle het gedink die aarde is die heiligdom. Hulle het 'n fout gemaak. Nou verstaan hy, dit is die begin van die heiligdom boodskap van hierdie kerk, sou ek sê. Nou gaan Hiram en
poseer en hulle praat moed in die mense, hulle weet nou wat verkeerd gegaan het. Jesus van die heilige na die allerheiligste te beweeg. En nou verstaan hulle wat verkeerd gegaan het. Nou, jy moet nou weet, hulle is die bespotting. Hulle het alles weggegee. Toe poseer in die dorp gaan, spot hulle met hom. Hulle sê vir hom, poseer, ons tog jy is hemel toe, wat soek jy hierso? Naram kon poseer en nie meer hanteer nie. En hy pak sy paar panne en potte op sy perd en hy trek New York se kant toe. Nou moet jy weet, daar is nie paie, is net 'n goed paadjie, deur die riviere, die spruite, deur die bosse. Hy kry hom 'n mooi plekkie daar in die woud. Hy maak hom 'n houthuis en hy lewe van 'n kluisenaar. Hy praat met niemand nie. En eendag sê Hiram vir sy vriende, kom ons gaan soek vir poseer, want ons wil 'n pamflet begin van die heiligdom. En hulle gaan trek deur die woude en hulle het gehoor, hy is daar in 'n woud iewerste. En hulle kry poseer, hy is besig om hout te kap. Hy wil nie met hulle praat nie, hy is nou amper. Hy wil nie met hulle praat nie. En Hiram sê, kom ons gaan terug saam met ons na Portland toe. Wil eers stry, hy sê, ek sal môre sien. Nou sê Hiram vir ons, gaan nie loop hierso voordat jy saam met ons kom nie. Nou gaan hulle weer die riviere en spruite, en dan kom hulle daar by die plek uit, by Portland, en hulle begin nou trap, want Hiram is net 'n plaasboer, en wat sy naam, poseer is 'n onderwyser, en hy doen die skryfwerk. Nou, want hulle weet nou wat aangegaan het, hulle verstaan wat aangaan, waar Jesus van die heilige na die allerheiligste beweeg. Meeste van die leerstellings van hierdie kerk kom uit daai era uit 1840. Toestand van die dood het Anneman ook gekry. Ek kan nou nie sy naam skielik onthou. Hy was ook van die 7-month movement. Nou wil ek vir julle sê, hierdie mense het belang gestel in die wederkoms. En ek wens dat hierdie kerk eendag sal vol wees, dat elke sitplek sal vol wees. Ons moet bid daarvoor. Tot tussen die banke moet die mense skouer aan skouer staan, om te hoor wat Jesus is. En ek gaan met hierdie stelling eindig, wat Ellen White geskryf het. To stand in defense of truth and righteousness, to fight the battles of the Lord when champions are few. This will be our test. Mag ek dit sê van hierdie kerk. Ons in hierdie kerk hou in ons hande die laaste beste hoop van die wêreld. En skaamte en skande sal ons in wees as ons in die stofplat lê, die goue droom van 'n adventboodskap. Nou wil ek hê ons moet eindig met lied 404. 404. Een wagter, wanneer kom ons thuis? En ek wil vir julle, in daai tyd het hulle tradisionele wysies gevat, en hulle het net woorde, Christelike woorde aan die wysies gegee. Net soos hierdie wysie wat ons het, van die tradisionele wysie van Sarah Murray. Weet jy waar kom dit vandaan? Gedurende die burgeroorlog van 1861, het die mense in Tennessee hierdie wysie gespeel, en die man hy so in die Transvaal, het hierdie wysie gehoor, en hy het hierdie Afrikaanse Sarah Murray, wat daaronder by die Willie laat, en dit
Nou wil ek hê ons moet eindig met hierdie lied, lied 404, O wagter, wanneer kom ons thuis. Dat hierdie sitplekke eendag weer sal vol wees, praat dit in Jesus se naam.